Goeiemôre almal, wie se groet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om te kan aangaan met die reeks wat ek hanteer oor vyande in jou lewe. Nou, vandag gesels ons bietjie oor vrees. Ja, my boetie en sisse, jy het reg gehoor, vrees. Vrees is 'n vyand in alle aspekte. Vrees kan jy nie eers probeer maatjies maak nie, want dit gaan net nie werk nie, want vrees bring vrees. Jy kan dit nie anders te stel nie. Nou, hoekom is vrees so 'n erg vyand? Want vrees weerhou jou van dinge wat voor jou lê, dinge wat jy kan aanpak, dinge wat vir jou 'n toekoms kan verseker. Maar as gevolg van vrees om daai stap te neem, vrees vir, maar wat as, keer dit jou ongelukkig om vorentoe te gaan. Nou, wat sê die woord oor vrees? Ons almal ken hierdie gedeelte. 2 Timoteus 1 vers 7 sê duidelik dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. Nou, my boetie en sissa, wanneer jy liefde, krag en selfbeheersing het, is daar nie plek in jou lewe vir vrees nie. En ek wil hê jy moet daaraan vashou, dat dit is tyd dat ons op 'n plek kom wat ons ophou toelaat dat hierdie vyand in ons lewe kom steel, want dit is wat die vyand doen. Die vyand wil kom steel, wil kom verwoes en kom vernietig. En is dit wat vrees doen? Absoluut, deur en deur. Vrees vernietig jou drome. Vrees verwoes dit wat voor lê, wat vir jou soveel deure kan oopmaak, soveel deurbrake kan gee. Dit is wat vrees doen. En op die einde van die dag steel vrees 'n lewe van oorvloed vir jou, want jy's bang en ongelukkig word jy dan gevange gehou deur hierdie vrees. Dit is wat die vrees doen, my boetie en sissa. Dit hou jou gevange. En daar's net een soort vrees wat ons moet hê. Dit is die vrees vir God. Nou, is dit 'n vrees wat jy sidder? Glad nie. Dit is 'n vrees van meer van God, minder van my. 'n Vrees van respek teenoor God. Vrees van meer wysheid, meer kennis vir God. Dit is die vrees wat ons kan hê. Dis 'n vrees wat jou vriend kan wees. Maar hierdie aardse vrees, hierdie vyandige vrees, nee, my boetie en sissa, dis 'n vrees wat ons so gou as wat ons kan uit ons lewe uit moet verwyder. Kom daar oomblikke wat ons gaan vreesaanjaend wees. Ja, dit is. Maar ons moenie toelaat dat daai vrees ons toekoms bepaal nie. Ons moenie toelaat dat daai vrees ons finale besluit beïnvloed nie, want dis ook wat vrees doen. Vrees beïnvloed jou besluit op so 'n negatiewe vlak dat jy dit los. En soms wonder jy by jouself, maar hoekom is ek nie nou waar ek einde veronderstel is om te wees nie? Vrees. Weereens, vrees laat soveel dinge van jou gesteel word, wat so onnodig is. So my boetie en sissa, ek gaan vir julle bid, en insluitend van myself ook, want ek kan vir jou een ding sê, ek het net so baie vrees in my, veral omdat ek nie kan sien wat voor my is nie, maar weer eens, dit is waar jou geloof moet sterk kom, en ek kan hiervan getuig, wanneer jou geloof op 'n vlak is, dat al kan jy nie sien wat voor jou is nie, fisies en geestelik, kan jy vertrou, en kan jy hoop, en vrees haat dit as jy hoop. Vrees haat dit as jy geloof het. Behalwe nou vrees vir God. Kom ek bid vir ons. Vader, ek wil bid vir my boetie en sissa en insluitend vir myself. Here, daar is soveel kere wat ons toelaat dat vrees ons besluite beïnvloed. Vrees wat die finale sê het. Maar Here, ons vergeet gerieflik. U het die finale sê. U is in beheer van alles. Ek bid, Here, dat ons sal bo oor vrees kyk, verby vrees kyk, deur vrees kyk, en toelaat dat U ons rig, dat U ons lei, want ons weet, Vader, dit wat U vir ons beplan, is voorspoed en nie teëspoed nie. En liewe Here, ek bid in Jesus naam, elke een wat hierdie vrees het vir die toekoms, vrees vir wat as, vrees wat steel, wat verwoes, wat vernietig, lê ek voor U neer, en ek bid vir nuwe krag vanoggend, nuwe moed, nuwe wysheid, nuwe insig, en nuwe hoop, en 'n vurige geloof in Jesus Christus. Asseblief, Vader,
In die kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen. My boetie en sussie, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, gaan ons môre aan met ons reeks oor vyande in jou lewe. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.